Hoe voel God oor jou? Dink 'n oomblik daaraan. Hoe voel God oor jou? En ek dink is baie belangrik, want elkeen van ons het 'n gedagte oor die Here. Net soos wat jy 'n gedagte oor my het, jy het 'n idee van my, jy het 'n idee van ander mense, jy het 'n idee van die lewe, het mense ook 'n idee van God. En hulle idee kom van, wat dink God van my? Hoe beleef God my? In my hartseer is baie mense praat sommer namens die Here. Baie mense sê sommer goed van die Here. Ag, die Here hou nie van my nie, die Here los my, die Here stel nie belang in my nie. Dis nie wie God is nie. Moenie sommer namens die Here praat nie. Nou kan ek vir jou lees hoe God voel. Nou, die volk het nie gedoen wat die Here sê nie. En as gevolg van hulle sonde het hulle in ballingskap verval. Het die Babyloniërs hulle ingeval en hulle stadsmure vernietig en Jerusalem lê op 'n puinhoop. Maar dan praat die Here met hulle in hulle krisis, as gevolg van dit wat hulle verkeerd gedoen het. Dan praat die Here met hulle. Dan sê hy in Jesaja 49 vers 15. Hy sê, kan 'n ma die baba vergeet wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelee hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou sy tog moontlik wees, al sou dit tog moontlik wees, sê die Here, sal ek jou nie vergeet nie. God sê, ek sê jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Dis hoe God oor jou voel. Nou, as ek iemand se naam op my graveer, is dit geweldig belangrik. Dis nie net sommer iemand, 'n vriend of 'n kennis nie. Dis iemand baie belangrik wat ek se naam graveer hier in my handpalm. Hy sê, dis wat ek doen. Die mure van Jerusalem wat afgebreek is altyd voor my. So God sê, jou krisis, jou sukkel, jou swaar kry, jou seer, is altyd hier voor my. En dan was dit hulle skuld, het hulle verkeerd gedoen en verval hulle in ballingskap, dan sê die Here, ek sien die seer in julle, ek sien die stikkend in julle, ek vergeet jou nie, ek is nie 'n mens dat ek jou vergeet nie, inteendeel, jou naam is ingeskryf. Nou, ek wonder hoe lyk dit? Ek wonder, is God se hand groot genoeg, dat almal se naam ingeskryf kan word? God is Gees, Jesus is lewe, die Heilige Gees woon in ons. En ek dink, eendag sal ons dit sien. Maar as jy vanmôre net kan besef, dat God het jou naam gegraveer, getatoeëer in sy handpalm. So met ander woorde, jou hande is altyd voor jou. Hy sien dit altyd. Hy sien altyd jou naam. Dis nie iets hier agter op sy skouer of ergens op 'n arm of op 'n been nie. Nee, hier waar hy dit heeltyd sien. Dan sê hy, ek sien ook jou seer. Ek sien ook. Dan moet jy weet, dis hoe God oor jou voel. Dan vra ek jou, wil jy nie 'n bietjie nader aan die Here kom nie? Wil jy nie nader beweeg in God nie? Wil jy meer tyd met God spandeer nie? Want hy wil, dis hoe hy oor jou voel. Nou, sal 'n ma 'n kind vergeet? Nou, die hartseer is, daar's baie kinders wat hulle ma's vergeet. Daar's baie kinders wat wegloop van hulle ma's af. Dan vra ek jou, moenie so 'n kind wees nie. Moenie een wees wat wegloop van God af, besig raak met ander goed nie. Wees die kind wat na God toe gaan en by hom is. Kan ek saam met jou bid vanmôre? Vader, dankie dat U ons naam ken. Dit is gegraveer in die hand. Ken ook ons pyn. U sien dit. Dankie dat U ons help. En ek bid vanmôre vir elkeen wat luister, dat U hulle sal help. Dat hy die tyd van swaar kry sal verkort, van sukkel sal verkort, en vinnig hulle sal help. Dankie dat U hulle help. Dankie dat U met hulle is. Dankie dat U hulle seer ken, wat ander nie ken en verstaan nie. En dankie dat U met hulle is. In U naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.